Ek gaan sommer terwyl julle nog besig is, julle kan allemaal nog rustig aan eet. Ek sal 'n bietjie verder gaan met die program. Eet net as jy nou skep op die ritme van die musiek. As jy net seker maak, jy sit nou nie af nie, hoor, so skep van die level moet mooi in die ritme wees. Baie dankie julle, die sop was verskriklik lekker. Kyk, daar sal nie iets lekkerder in die winter is. Sop en 'n vars broodjie en natuurlik ook pannekoek op 'n koue dag is net so goed. Julle weet dat koue pannekoek ook baie lekker is. En dan daai suiker so ingetrek, nee, verskriklik lekker. Skyn die hawe se ligte, wil knipprig en dans oor die kaai. Die nachtwind waai koud, daar's reën in die lug, ek voel nie die sproei teen my vaai. Dit is so 'n eensame aand, die afskeid lê swaar in my hart. Ek mis jou elke dag. Hierdie lied later, eintlik het Guy aanvanklik dit as 'n solo gesing en toe hy en Rina later begin saam toer het hulle dit as 'n duet natuurlik opgeneem en gesing. Ek het 'n niggie gehad in Oos-London met die naam van Belinda. En elke keer as ek na hierdie liedjie geluister het, want ek haar onthou. En sy was 'n mooi meisie. Sy is nog steeds vandag 'n mooi vrou, maar ja, ek wonder of julle hierdie liedjie onthou. Just for a little guy, pretty Belinda, all of my life.
She lived in a boathouse down by the river. Everyone called her Pretty Belinda. I went to the boathouse down by the river just for a look at Pretty Belinda. Now I am with her, my Pretty Belinda. That's where I send her, my Pretty Belinda. She gave me her heart and she made me a promise. Never but for Belinda's honest. She lives in a boathouse down by the river. Everyone calls her Pretty Belinda. We live in a boathouse down by the river. Me and my wife call Pretty Belinda. Kijk, het is vir my versvreeslik lekker om so baie keer net ver terug te dink. Nou my musiek se begin dink ek het ek hoofsaaklik te danke aan my ma wat sy was musikaal, sy kon 'n bietjie klavier speel en sy het veral trekklavier het sy baie gespeel en dan ek altyd maar met die mondfluitjie harder en saam kon speel. Maar hoekom ek daaroor praat is dat ek dink dis iets wat kinders deesdae mis, is dat as jy by die huis kom, was daar sekere dinge wat jy ervaar het. Een van hulle was vir my die warmte in die kombuis. En ek praat nie van warmte en hitte nie, maar warmte van ek is nou tuis. Hier is ek veilig. En dan musiek het die hele tyd gespeel. Ek onthou vroeg in die oggende, dan was daar Roep die Landman wat op die radio was, want ek was maar self vroeg op. Deesdae staan ek dan nie meer so vroeg op, moet ek sê. Maar en dan het jy mos nader dat jy nog vervaners gehad met flink uit die vere, was dit net. En dan het ek gesit en wag vir Sien Bamba wat aan was, maar my ma het plate gespeel. Julle sy het eintlik verskriklike mooi musieksmaak gehad. Sy het na 'n groot verskeidenheid van musiek geluister. En dit speel 'n geweldige rol in kinders se opvoeding. So ek wil julle uitdaag om te sê ook vir julle kleinkinders, as hulle daar kom kuier, speel vir hulle mooi melodieuse musiek. Nie hierdie goed van ek en my baby en jy is my chocolate en jy is my biscuit en ek weet nie wat daar is nie. Speel vir hulle mooi musiek. Ons gaan stap 1 jaar, ek en Ella was deel van 'n stapgroep en ons gaan stap die Walvisroete. Eintlik het dit so wonderlik uitgewerk. Hulle het vir ons gesê daar moet 2 groepe stap, anders kan jy nie gaan nie. En dan is mense altyd maar 'n bietjie bekommerd oor wie kry jy, hè, want hier's julle nou, julle 6 vriende, want ons was nou 6 van ons wat afgaan. En toe ons daar onder kom, toe kom die gids daar by ons aan en hy sê hy het vir ons baie slegte nuus. En ons sê, wat nou? Hy sê, die ander mense het gekanselleer, is net julle 6 op die route. O, dit was wonderlik. Dit was wonderlik. Kijk hoe verder ek al weg is van mense af, weet jy, dit nou stap ons en op die 3de dag het ons langs die kus gestap. En die uitzicht daar is ongelooflik. Hoekom hulle die Walvisroute noem, is as jy letterlik hier teen die kraanse stap, dan lê die moeder, die ma, met die klein walvisie so om haar en speel. Dis hier, dis nie daar wat jy dink, daar slaan 'n wit, en dan sê hulle, hoe daar is, kyk daar is 'n walvis, en niemand kan nie eens daar sien nie. Dit was net ongelooflik. En ons stap, en op die volgende moment ons so kom ons in 'n plekje wat lyk soos 'n ou kusdorp. En ek sien hier is huisies wat half afgebreek is, daar is nie meer dakke op nie. Jy weet, jy kan sien, dit is jare wat dit nou al reeds so staan. En raai, wat was dit? Daar was toe 'n bordjie, Skipskop. En ek wil vir julle sê, ek het daar gaan sit. En vir die eerste keer het ek mooi gedink oor wat David Kramer skryf in die liedjie Skipskop. En waaroor dit gaan. Ek dink soos julle weet, is daai mense net gesê, vat julle goed en gaan. En die weermag sou dit daai area gebruik het as 'n skietterrein waar hulle oefen en hulle dit nooit gedoen. So hulle het onnodig getrek. Nou wonder mens, ja julle, as dit ek en jy was. Nou is 'n bietjie anders. Sit jou goedjies op jou kop. Môre gaan ons weg
ver van hier weg. Skipskop, skipskop, wanneer hou hierdie dinge op? Swaar kry lê net voor die blou berg. Oeverbergse mens, is ek gebore op die plek skipskop, nes my pa en sy pa oor. Hier deur die duine, op onze spore, hier op die beach, hier langs die see is ek gedoen. Maar wat ken ek anders, as die blauw danse branders, die wolke en die winde wat hier waai. Verkoop jou boekie, pak op jou goeies, en sê maar so lang, skipskop, skipskop, sê goodbye. Die linkerhand of die rechterhand, wat se plek lê die plek misverstaan. Asseblief, meneer, ach, sê toch weer, is dit die pad wat ons môre vat? 'n stukkie lê en 'n stukkie lê daar. Die stukkies van my lewe lê baie deur mekaar. Tel op vir shortie en tel op vir pop. Genade vir Appie en hou daai dingetjie dop. Maar wat ken ek anders, as die blauw danse branders, die wolke en die winde wat hier waai. Pak op jou goeikies en verkoop jou boekie, en sê maar so lang, skipskop, skipskop, sê goodbye. Sê maar so lang, skipskop, skipskop, sê goodbye. Ons het allemaal 'n spesifieke pad wat die Here met ons stap. En ons gaan steek dan baie keer vas met die vraag, veral daai een vraagie, hoekom? As een kind ons nog klein is, toe Philip en Ellen Nijhoff nog klein was, hang die dan baie hoekoms wat jy moet beantwoord. Maar hoekom? Alles is net hoekom. En ek dink die Here verstaan soos wat ons as ouers verstaan het, want ons is eintlik nog maar in ons kinderskoene. Selfs die ouer mense wat hier sit. Want hier is nie ons lewe nie. Hier is nie die wêreld waar ons woon nie. Hierdie is vir my, dis vir my 'n tentdorp. Ek kan vanaand die penne uittrek en gaan. En ons moet baie keer eintlik sommer net uitsien daarna. Maar hierdie pad wat die Here met ons stap, het, soos ek sê, baie kronkels en baie draaie. In my geval, ek het soveel goeie kunstenaars kontak gehad. Het was so bevoorreg om saam met Annelie eerstens duette op te neem, voor ek nog enigstens met Ella duette gesing het. En 'n baie interessante mens, julle weet seker Annelie bly deesdae daar aan die kant George, en dit gaan baie goed met haar. Sy mamma is toe oorlede, en die mense was ons baie vreemd. In 'n stadium het die mense gedink, maar as julle twee nou so mooi saam sing, want ons trefferliedjie was net so geklink, julle gaan dalk onthou. Liefde, wyd soos die see, goud soos die reënboogse, en julle onthou. En sy het Annelie het 'n manier van musiek geskryf gehad. As ek 'n liedjie skryf, as ek die woorde begin skryf van 'n liedjie, dan hoor ek al klaar die musiek. En ek onthou ons moes die volgende dag by Decibel Musiek, moes ons 'n duet gaan opneem. Daai selfde duet, Liefde wyd soos die see. En toe ek die aand by Annelie by hulle huis kom hier in Waterkloof,
toe sê sy, eers gaan, daar pa sê, nee, kom drink eers 'n ou whiskiekie hier saam met my, ou retief. En later sê ek, Annelie, hoor jy ons met daai liedjie. Nee, sy klaar begin skryf daar. En toe staan daar een van hierdie Croxley, swart werksboeke met so uit so ry bandmos aan die kant. En daar is seker op daai bladsy 500 verskillende woorde, wat hy soms so skeef oorgeskryf. Ek sê van wat is dit? Sy sê dis die liedjie. Wat sy doen, sy vat greepies, woorde en goed, en dan begin sy rondom dit skryf. My klank, dit was helemaal vreemd van my woord. Maar ek moes toe nou besef, nou moet ons vinnig aan 9 uur môreoggend staan ons in die studio, en daar gaan Boet Pretorius wil hy ons met hierdie lied opneem. En ons het geskryf. Ek dink ons was omtrent 1 uur toe ons uiteindelik klaar met die liedjie. Maar wat 'n wonderlike skrywer van musiek is dit nie. Sy is vir my, sy bly vir my een van die topkunstenaars wat Suid-Afrika ooit geproduseer het. En ek wil hierdie een met julle deel vanaand. Jy sien die wêreld, jy ken die se oë, hoef nie aan ander se twyfels te glo. Jy is 'n boodskapperwese wat woordloos verstaan. Jy is die lachende boeg wat by swewe, wat so som in die pols laat bly lewe. Op trappe van lucht loop jy sag, jou asem bewolk, stil soos die nag. En mooi Afrikaans. Ek wou net gesê, dit is die interessante ding dat Annelie se ma het vreeslik na my gevra om met Annelie uit te gaan en te wou trou. Dit was nogal 'n hele storie, Tannie Tilly. Maar ja, dit is nog maar net as mense saam sing, jy kyk diep in mekaar se oor, dan dink mense dadelik, nee. En ek het ons baie operas en musiekblyspele gedoen. En dan moet jy met verlief speel met daai vrou en jy moet haar so met oorgehaal. Want die regisseurs wat kwaad as jy nou daar staan met so ou dun lippies. Hans selfs sommer vir nee. Ons het net altyd vir mekaar gesê, die manne vir die vroue met wie jy soet en jy geen tong nie. Want regtig, dit
kan nou nie so lekker wees, dink ek nie, as dit nou moet gebeur nie. Maar ja, soos ek sê, die lewe loop 'n wonderlike pad met 'n mens en baie keer gebeur dinge op jou pad wat jou hele lewensgang verander. Kyk, ek het 'n siekte gekry toe ek julle ontmoet het. Want ek het nooit beplan om te trou nie. En ek was 28, hier stap ek in en ek moet hierdie meisietjie gaan ontmoet wat 'n konsert saam met ons moet doen. Ek het net van haar gehoor, want Sheila Fox het my vertel, hier is 'n meisietjie wat in 'n voorprogram vir Sias gesing het en sy het 'n mooi stem. En ek het daar gaan sit en sy het dit vir 'n huuring gedoen van 'n eiendomsmaatskappy. En almal altyd vir my gevra, maar waar het jy verlief geraak? En dan sê ek Ella se oë. Want sy does ek hoor hoe kla hierdie mense. Ja, hierdie ou sê sy geet is stikkend en hier loop 'n drein oor en sy is so vriendelik met almal. En dan maaks nog tyd om tussen met my ook te gesels. En ek het nie eens besef dat dit gebeur nie, maar ek uitstap daar. Ek weet nie wie van julle ken die ou Bloemfontein nie, maar daar was mos die FVB sentrum met so 'n binne area. Ek moes in daai reëling gaan vashou, julle. Maar selfs wat het gebeur? En ek het nooit die liefde so geken. Maar ongelukkig bly die liefde op die altaar. Dis ook eendag gesê daar seisoene in 'n mens se lewe. Partykeer is dit ook vriende wat jy verloor het. Was dalk vroeër vriende met mense wat nou glad nie met jou van jou vriendekring is. Nee. En mense kom en gaan uit jou lewe uit. Hierdie liedjie sê nogal iets daarvan. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone, don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Well, come on, baby, cry to me.
So 'n aangrypende lied. Ek geniet dit altyd om te sing. Is jy lastig? Hoe laat begin die ander rugby? Is dit 'n aandwedstryd? Kwart voor 6. Kwart voor 6. Maar dat is nog tyd, ja. Wie is nou hastig as hy so baie tyd het nie? Want ek sing nou lekker, so as jy omgee, gaan ek nog 'n bietjie aangaan. Ek is nou weg van die program af. Hierdie was ook vir my een van daai liedere wat immer goud bly. En dit is die liedjie Unchained Melody. Onthou jy hierdie? As jou vrou nou langs jou sit, mag jy in haar hand vat. Maar weet seker dat ek kan sit. Romanties. Yes. Ek gaan nog 'n enetjie sing, gaan ek afsluit. Vicky Leandros het ook net sulke mooi musiek gesing. En hierdie is my een van daai liedere wat dit is 'n liefdeslied wat in ewig sal bly, nee. There were times in the days gone by
when I thought I was living, having fun with all the friends I knew. Now it seems all so long ago, for my life changed completely from the moment I met you. Zolang julle gaan kom luister. Sy vra vir iets van Tom Jones, en gaan julle nou afpersie, maar dan moet julle na die konsert toe kom, né? Okay, ek gaan gou ietsie van hom sing, en ek het dit op myself geneem om hierdie een spesifieke lied van homself te sing, so ek sê, daar is baie van my leerlinge wat ook gaan sing, maar hierdie ene het gesê, ek dink ek sal omvat, want hy vra nogal so 'n bietjie, jy moet al geleef het as jy hom wil sing. She was my woman.
gaan afsluit met so 'n lied wat vir my na die hart lê. Ek onthou as klein seentjie het ek op Sondagmiddag was daar op die Engelse radiostasie 'n klassieke musiekprogram. En ek wens ek kan onthou wie was die tenor, maar hy het so 'n vreeslike tenorstem gehad. En daai het die radio's wat 'n bietjie so geklink op. Maar hy het gesing, "Last night I lay sleeping, there came a dream so fair." Ek onthou dit so goed. En ek het altyd by myself gedink, ek sal eendag as ek groot is, sal ek nou graag daai liedjie saam met sommer met 'n orgel of met 'n groot orkes sing. Ja, ek het die geleentheid gekry. Hierdie lied is ook opgeneem op die heel eerste album wat ek en Ella saam gedoen het. En ek hou daarvan om daarmee af te sluit, want dis waar ons op pad is, met hierdie tente van ons, en elkeen met sy eie pakkie wat hy dra. Maar weet die Here is elke oomblik van ons lewe by ons. Ek het hiernatoe gekom 12 jaar gelede, met niks. Sonder my vrou, sonder my kinders, sonder al twee my ma's. Ek het met my walwyne toe moes ry met 2 tasse klere en reg van vooraf 'n lewe begin. As ek kyk waar ek vandag staan, dan dink ek, Here, hoe wonderlik. Die vat ons nooit tot by breekpunt nie, maar tot op 'n nuwe groeipunt. En my verhouding met God was nog nooit waar dit vandag is. So ek is verskriklik dankbaar. Jacqueline, dankie dat jy my genooi het. Dit is baie lekker om by julle te kom wees. En dankie vir al die lekkertes en die vriendelike mense wat kom groet en alles hê. Ek sluit graag hiermee af. Die oggends koud en koel en die skaduw